Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Hierdie is weer eens 'n klein sonkykertjie of ou volk en hulle is ook koudbloedige diertjies, daarom het hulle ook die son nodig om dan ook te ontdooi sodat hulle dan ook aktief kan wees. Die kleintjies eet gewoonlik maar mure, klein besies en dan ook klein insekte. Jy sal slegs hierdie diertjies in Suid-Afrika kry in die natuur, in die Vrystaat in besonder en dan ook in die weste van Mpumalanga. Hulle is die grootste van die Akedus spesies en dan is dit ook interessant, hulle oortjies is daar agter daardie groot skubbe op daardie kop van hulle. So agter die groot kopskubbe sal jy dan daardie Akedussies se ore dan kry. Ons moet ook ag gee op die woord van die Here, soos Markus 12 vers 3 ook sê, en die gebooie wat ons moet onderhou, en om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Gaan oor die gebooie, waar dan ook die vraag gestel is aan die Here Jesus, en hy het gesê, hoe daar ook dan hierdie gebooie onderhou moet word. En dit is juis uit die liefde, omdat ons God lief het, omdat ons hom lief het, dat ons dan ook sy gebooie onderhou. En hier daardie gebod gaan oor die liefde teenoor God, maar die liefde ook teenoor my naaste. Wanneer ons dan ook verder lees in die woord van die Here, dan leer daardie gebooie ons die wysheid van God. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. So baie duidelik uit die woord van die Here, dat die gebooie van die Here, die wet van die Here, gee vir die eenvoudige wysheid, en dit maak ons oë oop, sodat ons die waarhede van die woord kan sien. Maar nog kom leer hy ook vir ons dat die gebooie van die Here lei ons na die Here Jesus Christus toe. Galasiërs 3 vers 24. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Was dit nie vir die wet nie, het ons nie sonde geleer nie. En omdat ons dan bewus word van ons sonde toestand, in die toestand waarin ons gebore is dit juis dat ons ook deur dit na Christus toe gelei word, na sy verlossingswerk, want die wet kan nooit 'n mens vrymaak nie. Dit is alleenlik die Here Jesus Christus en deur sy kosbare bloed. Dit moes deur daardie offer wat daar gebring was daar dan ook verlossing en vergifnis van sonde. En net so die Here Jesus Christus homself geoffer, en juis dan om ons bewus te maak dat daar vir ons ook vergifnis van ons sonde is. Hierdie wet maak ons bewus dat ons sondaars is, dat daar sonde in ons lewens is, en dat ons geskei is van God, en dit lei ons na die Here Jesus Christus toe, sodat ons vergifnis en vrymaking kan kry. So kom die gebooie ook, en dit definieer dan ook sonde. Romeine 7 vers 7 sê, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Dus daar die wet kom en hy definieer wat is sonde, sodat ek kan bewus word van my verlore toestand en na die Here Jesus Christus toe kan gaan, ook vir redding en verlossing van daardie sonde. Dit werk ook sukses, wanneer ek daardie wet onderhou, Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dus werk daardie wet ook sukses in my lewe, om dan ook volgens God se voorskrif te lewe, en ek sal dan ook in 'n beter verhouding, nader verhouding aan God dan ook staan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike gebooie en die wet wat U gegee het, en help vir ons om dit te onderhou, sodat ons U beter kan leer ken,
en in 'n dieper verhouding met U kan staan.